Hallo julle, ons is in Kerkstraat en hierdie dorpie se naam is Elim en kyk hierdie pragtige huisies. Lyk dit nie mooi nie, grasdakkies en hier en daar ook 'n mooi tuintjie. Alles is netjies, geen papiere wat rond lê nie. Hoe oulik is dit nie? Nou die winkeltjie hier aan ons linkerkant se naam is PJ Superret en aan die regterkant 'n koffieshop wat se naam Maak dit mooi is. En dan 'n bordjie wat sê Baardskeerdersbos 17 km en Gansbaai 41 km. En weer eens, kyk hoe mooi lyk hierdie berge aan ons regterkant. Nou hier aan ons linkerkant is die Atlantiese Oseaan. Ons gaan nou verder ry en dan aan die regterkant is Kraalbaai. En dis mos nou naby Langebaan. Nou as jy hier aan my regterkant kyk, dit is Kraalbaai. En daai GPS wys presies waar ons trek. Links is die oseaan, regs is Kraalbaai. Maar nou is ons op pad na die huisbote toe. Maar kyk hierdie verkeer. Julle, ek kan nie vir jou sê nie. Jy kan amper nie verby mekaar kom nie. As jy 'n gappie sien voor jou, dan stop jy nou maar en dan laat die ander kar verbykom en dan ry jy nou weer verder. Maar hier, ons moet tot op die punt van daai berge kom. So hierdie is 'n nagmerrie hoor, kan dit sommer nou vir julle sê. Nou ek gaan net so rofweg skat. Ek dink dit het ons omtrent 'n uur en 'n half gevat om deur te beweeg. Nou hierdie boot wat ons nou in is, noem ek sommer maar die taxi. En hy is besig om ons na ons boot toe te vat. Elsie hou my visstokkies vas en dan help hulle gou om al ons goedjies op die boot te sit. Dag, gat hulle en nou is ons alleen op die boot. Kom ons kyk gou hoe lyk ons boot. Twee bedjies aan die linker en die regterkant. Hoofkajuit en dan die kombuistafel of eetkamertafel en die yskas. Vrieskas, lekker. Nou ja, kyk hoe lekker is dit nie hierson nie. Ek mors natuurlik nie tyd nie en vang 'n verskriklike groot vis. Ek skat hom natuurlik omtrent 100 mm lank. Nee, ek speel man, maar dit is die vis wat heeltyd my aas afgesteel het, of hy en sy chommas. It's not angry, it's not proud. It's not here to please the crowd. It's that quiet voice you knew. Ja, en hier is 'n lekker braai op hierdie boot. Ek het eers hout gebrand, maar toe rook dit te veel. Toe haal ek dit uit en gebruik maar eerder charcoal. Nou ek en nou Els maak hierdie geleentheid vir onsself baie spesiaal met 'n lekker wit wyntjie. Die son wat in die agtergrond sak, kyk net daai mooi wolkies. En kyk daai pragtige vrou van my. You see the light. Love is hope, love is hope. Môre julle, en dis die volgende oggend. En kyk daar ver op die punt, daar naby die land, is dit mistig. Op die water nie so erg nie, maar daar op die land mistig. Kyk daar, reg deur. Nou ek en Elsie het besluit ons gaan vanoggend stap. So wat jy doen is jy bel die taxi of die mense, dan kom haal hulle jou. En dan vat hulle jou na die jetty se kant toe. En dan as jy nou weer bel en kom haal hulle jou weer daar en vat jou terug boot toe. So ons is nou hier by die jetty en ons gaan eers 'n end op die strand stap terwyl dit vroeg is en hier geen mense op die strand is nie.
En terwyl ons so stap, kom maar een van daai stingray tipe visies verby. Kyk hier kom hy. Kyk hoe mooi is dit. En hier die water is so helder, jy sien hom duidelik hier van bo af. Kyk hier, gaan nog twee. So in die water. Nou ek en Elsie het dit nie geweet nie, maar die visse in die oggend lyk vir my kom hier na die kante toe. Kyk, hier is nog 'n paar van daai stingray visies en dan is hier van hierdie sandhaie visse. Kyk hoe baie is hier so, as jy nader stap en swem hulle weg. Nou terwyl ek en Els so stap, dan kry ons hierdie visies, daai stingray tipe dingetjie. En kyk hy mooi groot oogies van hulle. Maar hulle swem so half saam met ons terwyl ons stap. Maar ek besluit toe nie, ek moet 'n beter shot kry as dit met die kamera. Ek hardloop vooruit, druk hom in die water en wraggies, watch hierdie shot julle. Kyk hoe mooi is dit. Kom hulle verby. In die water. Wow, julle kan my maar 'n thumbs up gee vir daai ene, hoor. Nou was dit nie 'n lekker stappery daai nie. Nou maar terug op die boot maak ons vir ons 'n lekker ontbyt met regte plaasbotter, koffie en 'n lekker ciabatta. Kan nie beter kry nie. Nou hierdie bootekspedisie van ons was heeltemal iets anders te gewees en dit was verskriklik lekker. Maar nou vat ons eers die pad na Bali's gat toe en dis mos in die Cederberge. Nou eers kry ons die dorpie Citrusdal, of is dit plase, ek is nie seker nie. En maar kyk hoe besig is hierdie pad julle. Joh. En hierso is die bordjie Citrusdal. En dit lyk maar na 'n klein plekkie en dan soos verder ry dan vernou die pad en dan is dit bos aan elke kant so halwe nou paadjie en dan verander hy in 'n grondpad en nou begin dit opwindend raak vir my. Ek love 'n grondpad. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Dit is verskriklik mooi hierso, maar daar brand dit. Nou ek hoop nie dis te erg nie. En hierdie pas wat ons op is, sy naam is Middelbergpas. En daar het jy al die inligting op daai bord. Maar kyk julle daar links uit die venster uit, dit brand. So ek hoop nie dat dit groot probleme is vir die boere in die omgewing nie. En iemand het aliens hier gesien. Toe verander hy sommer die bordjie. Ja, lekker, né? Lekker stout. Maar kyk hoe brand dit daar. Ja, en hier kom die trekker en die sleepwa vol water. En hy jaag daar na die brand toe. Baby, we were born to run. Take them back road, let's make a great escape. Grondpad het teerpad geword en nou is ons op die afdraai in die rigting van Bali's gat. En hier is ons nou by 'n hek en ons is terug op die grondpad. Burning in our eyes. Let's leave the past in the past. Deal with it another day. Joh, julle, maar hierdie is 'n mooi plaas wat ons nou deurry. Ek dink hier aan die linkerkant is aartappels en dan hier aan die regterkant is eie.
Maar die Kaapse tannies wat nou koskookprogramme aanbied sê ywe. Maar dis altyd vir my te mooi. Maar hier is ons nou by die Piet Esterhuizen pad. En dis die pad na Balies Gat toe. En ek gaan vir julle nog redelik baie van hierdie pad vertel, so kom ons ry end en dan vertel ek julle verder. Long as we got each other, just me and you. Shotgun ride on my Friday night, sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. Ek maak net gou hierdie kamera vas. Dan wanneer ons hier afry, dan kan julle hierdie pad mooier sien. Nou, soos jy eind gery het, dan kom jy om hierdie draai en dan is daar 'n bordjie. Nou vir julle wys, daar sê, en op daai bordjie staan stop, jy moet nou hierso stilhou. Dan loer jy nou af tot daar onder om te sien of daar 'n kar aankom of nie. Nou as daar 'n kar aankom, dan kan jy natuurlik nie ry nie. As dan dit nie een aankom nie, dan is die pad oop en dan kan jy ry. Nou die pad na die vallei loop deur die plaas Tandfontein. En dis natuurlik in die vlaktes van die Koue Bokkeveld. Nou in 1945 het hulle hierdie pad gebou, die boere. Dit het hulle 7 winters gevat om hierdie pad klaar te kry. Maar hy was oorspronklik net vir ossewaas gebou. En hierdie pad is met 'n pik en 'n graaf gemaak en later aan het hulle 'n boormasjien en dinamiet gekry. Nou kom ek vertel gou vir julle die storie van Balies Gat. Nou die persoon wat die plek ontdek het, was 'n landmeter en sy van was Bailey. En hy het op hierdie diep vallei afgekom in die suide van die Cederberge in 1885. Nou soos julle gehoor het, die van Bailey is Engels. En die ou boere van daai tyd was nou nie erg op 'n Engelse naam nie. Hulle het nou nie baie van die Engelse gehou nie. En in plaas daarvan dat hierdie plek nou 'n Bailey's naam gekry het, word hy Balies Gat. Nou jy kan my natuurlik reghelp as jy meer geskiedenis het oor hierdie naam. Maar die ou boere kon dit seker ook Balies Vallei genoem het, maar hulle het gekies om te sê Balies Gat. Want daar's nie 'n gat spesifiek nie, dit is die hele vallei. Ek het in die begin gedink dis 'n gat waar jy kan swem. Maar dis nie so nie, dit is die hele vallei is Balies Gat. Maar nou is ons op pad na die ontvangs toe. Maar ek wil dit ook vir julle sê dat ek sien die mense trek hulle karavane teen daai pas af. Ek dink nie dis so gevaarlik nie. Dis net 'n bietjie, dit kou net 'n bietjie aan jou sene wees, kan ek maar sê. As jy hoogtevrees het en jy kyk daar af tot onder, raak jy maar so 'n bietjie benoud. Wel, ons is by Balies Gat se ontvangs en hierso teken jy in en dan gaan jy na die plekkie toe wat jy bespreek het. Hierdie plek is asemrowend. Ek kry net nie genoeg van hierdie plek nie, ek wil net alles afneem. Maar so vir die voëlkykers, sien julle daai voëls, wit kruisarend. Ja, dis hoe hy lyk en ons het hom hier gesien. Dit is die moeite werd om hom hier te kom soek. Nou dit raak aand, so dis tyd vir 'n braaitjie en 'n lekker ontspan. Lekker skaap of soos hulle hierso sê, lamchoppies en sosaties. Maar kyk sommer hierso ons huisietjie, daar's 'n lekker dakkie vir koelte en ons huisietjie se naam is Grysbokkie. Wag, my vleisietjies is reg. Nou is dit tyd vir 'n lekker braaibroodjie. Maar kyk hoe mooi is hierdie maan. Volgende oggend en ek en Els besluit ons gaan 'n bietjie stap. Nou ons loop in die rigting van die ontvangs
En ons gaan daai berg daar voor uitstap, ek gaan vir julle nou wys. Kyk hierdie mooi blomme. Dis alles wilde blomme wat hier groei. Niks is aangeplant nie. Maar ons gaan daar stap op tot bo by die berg, tot daar iewers. Nou ons is bo, kyk hoe mooi lyk dit. En daai kringetjie wat jy daar sien, dis troepie wat daar staan. Maar dis so ver, 'n mens kan hom amper nie sien nie. Maar ek weet nou, hy staan daar so, glo my maar, hy staan daar. Maar van hier af gaan ons nou afstap tot onder en dan gaan ons daar na die kamparea toe en dan gaan ons soek vir 'n watergat. Kyk hier's proteas ook, maar hulle is nou ongelukkig droog. En hier sit hy op die klip vir ons en kyk. Ons het gevorder tot hier onder by die kampeerplek en hier teen hierdie rotse. Dis een van die kampeerplekke wat jy kan. Hier is Bushman tekeninge. Kyk daar teen die klip, kyk daai Bushman tekeningkies daarso. Maar eintlik is ons op pad na die River Rockpool toe. Ek wil gaan kyk hoe lyk dit daar. So kom ons gaan. Nou as jy 'n mooi nommer in jou 60's bereik het en jou knie is nie meer lekker nie en jou rug is nie meer lekker nie, dan sal ek nou nie hierdie paadjie aanbeveel nie. Maar as jy nog lekker sterk is en jy sien kans vir dit, gaan vir dit. Dis nie regtig baie moeilik nie, maar jy moet maar bietjie mooi trap. Nou op 'n kol is ek nou nie meer seker of ek in die regte rigting is nie, maar ja, jy volg maar nou net die mees uitgetrapte spoortjies wat voor jou lê. Daar sien jy hulle. Dan stap ons maar net daar aan en dan uiteindelik dan kom ons hier op 'n plekkie aan wat soos 'n watergat lyk. Ja, en hier is hy. Kom ons kyk hoe lyk hy. En nou kan jy sien hoekom noem hulle hom River Rockpool. Nou ek en Els het gehoor van 'n ander pool of swemgat. En ons wil gaan kyk hoe lyk hy. Jy moet oor hierdie bruggie ry en dan stop jy nou net daar by daai boom daar voor. Hierso en dan gaan ons van hier af stap. So laat ek net hier stil hou. Ja, daar sê hy River Rockpool. Kom ons gaan weer. OK, dan gaan ons. Ja, en hier is weer een van daai akkedisse wat op die klippe sit en vir jou loer. Maar ek wil my verstout om te sê dat ek dink die ou boere het iets teen ou Bailey gehad en toe sê hulle ag, Bailey se gat man, wat toe later Bali's gat geraak het. En hoekom ek dit sê is, omdat daar nie 'n gat is wat na hom vernoem is nie, maar 'n hele vallei wat 'n gat naam het. En hier is natuurlik my eie afleidings hoor, so moet dit asseblief nie vat as geskiedenis nie. Dis die volgende dag en ons is klaar met Bali's gat. So ons is nou op pad St. Helena Baai toe. Maar kyk hoe mooi lyk dit daar onder julle. Maar laat ek vir julle nou sê, ek geniet dit verskriklik baie. Want enige iets wat nou 'n bietjie uitdagend is vir my mos nou lekker. Nie net sommer 'n teerpad nie man. Wie wil nou altyd op 'n teerpad bly? En kyk daar wys Elsie hoe mooi lyk dit daaronder. Ja, ons het van daar agteraf gekom. Is dit mooi man. So ja, ons kan maar weer net respek kry vir hierdie ou boere wat hierdie paaie met pik en graaf gemaak het. Wel gedaan julle. Wel gedaan.
Nou ons is weer terug op die teerpad en ons het links gedraai in die rigting van Ceres. Maar kom ek wys julle gou mooi waar is ons. As jy hierso stop, draai jy links Calvinia, Citrusdal terug en Cerespoort toe. En daar vat ons nou, weet julle presies waar ons. En hierso is nou by 'n klein dorpie en sy naam is Op die Berg. Op die Bergdorpie. Is dit 'n oulike naam vir 'n dorpie? Op die Bergdorpie. En hier's 'n agrimark en allerlei winkeltjies hierso. Spar. Ek ry gou so vinnig deur en dan kyk ons gou lyk dit. Klein poskantoortjie aan die regterkant hier by die stopstraat. Gaan ons nou regs draai, maar daar links is die kleiner huisietjies van die dorp en hier regs is die groter huise van die dorp. Ons gaan kyk gou in hierdie rigting hoe lyk die huise hierso. Ja, en hulle is mooi. Kyk, hierdie een aan die linkerkant, hoe mooi is hy. En dan as ons tot bo gery het, kom ons uit by 'n tennisbaan. En dit is 'n tipe van 'n klub seker. En dan is ons weer terug op die pad en ons draai regs op die R303 in die rigting van Ceres. Nou ja, my ou maat, as jy tot hier gekom het, is jy 'n regte ou vasbyter. Julle moet mooi ry en dan tot 'n volgende keer julle. Bye.